Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Het is vandag Sondag, die 5de Julie 2026. Ons doen die nuusontkollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: invoertariewe van die FSA hou gevolge vir Suid-Afrika in. Nog berigte, nog 3000 weermaglede vir onrusgebiede aangestel. 3 polisielede in die Weskaap vas oor sekere uitlatings rond wettige immigrante. Kruiwenweek vir onder 13's uitslaa, WP is weer die topspan. Sprangbokke wys hulle stal teen Engeland. President Donald Trump se nuwe invoertariewe is slegte nuus vir Suid-Afrika, maar dit beteken nie dat die land se ekonomie nou vernietig is nie. Die tariewe maak dit net moeiliker en duurder vir Suid-Afrikaanse maatskappye om hulle produkte na die FSA uit te voer. Die grootste probleem is vir die motorbedryf. Minder motors en motoronderdele kan Amerika uitgevoer word, wat fabrieke en werkgeleenthede kan raak. Boere kan ook swaar kry. Produkte soos sitrus, wyn en makkaramineute kan duurder word in Amerika. Dit beteken Amerikaanse kopers kan eerder produkte uit ander lande aankoop, wat Suid-Afrikaanse boere se inkomste ook sodoende kan verminder. Die staal- en aluminiumbedryf voel ook die druk, omdat hierdie produkte nou met hoër tariewe belas word. Daar is egter ook goeie nuus vir Suid-Afrika. Hulle voer steeds belangrike minerale, soos platinum na Amerika uit. Die vraag na hierdie minerale bly sterk, wat help om die verliese te beperk. Die Suid-Afrikaanse regering is in gesprek met Amerika om die tariewe te probeer laag hou. Intussen probeer baie maatskappye ook nuwe marke in Europa, Asië en ander lande in Afrika kry. Kortom, Trump se tariewe plaas druk op Suid-Afrikaanse ekonomie en kan werk en uitvoere benadeel. Dit beteken egter nie die land se ekonomie is nou vernietig nie. Die hoop is dat nuwe handelsooreenkomste en nuwe uitvoermarkte die skade kan verminder. President Cyril Ramaphosa het aangekondig dat nog 3000 soldate ontplooi word om die Suid-Afrikaanse polisiediens te ondersteun. Die besluit is geneem om gereed te wees indien verdere onluste, plundering of geweld in dele van die land sou voorkom. Die soldate sal saam met die polisie werk om wet en orde te handhaaf, belangrike infrastruktuur te beskerm en die veiligheid van inwoners te help verseker. Hulle sal ook die polisie bystaan om vinnig op enige onrus of geweld te reageer. Die regering sê die ontplooiing is 'n voorsorgmaatreël en is daarop gemik om gemeenskappe te beskerm en te voorkom dat die onrus verder versprei. Die owerhede het die publiek ook versoek om kalm te bly, die wet te gehoorsaam en enige verdagte of onwettige optrede so gou as moontlik by die polisie aan te meld. Veiligheidsmagte sal die situasie reg oor die land noukeurig dophou en gereed wees om op te tree waar nodig is. Die doel is om stabiliteit te handhaaf en te verseker dat inwoners veilig kan leef en werk. Die VF+ eis dringende optrede teen die toenemende onwettige jag op wild in die Overberg munisipaliteit. Volgens die party neem verstropery van sekere dieresoorte toe en veroorsaak dit groot skade aan die omgewing en plaaslike wildsbevolking. Die party sê boere, grondeienaars en inwoners is bekommerd oor die toename in onwettige jagters wat sonder toestemming op private en openbare grond jag. Benewens die verlies aan wild, hou hierdie aktiwiteite ook 'n veiligheidsrisiko vir die gemeenskappe in. Die VF+ vra dat wetstoepassingsowerhede en natuurbewaringsbeamptes hulle teenwoordigheid in die gebied moet versterk, meer patrollies uitvoer en strenger teen oortreders optree. Die party meen dat vinnig en daadwerklike optrede nodig is om die stropery te stop en die Overberg se waardevolle natuurlewe sodoende ook te beskerm. Die party doen ook 'n beroep op die publiek om enige verdagte jagaktiwiteite onmiddellik by die polisie op betrokke natuurbewaringsowerhede aan te meld, sodat die skuldiges voor die hof gebring kan word. 3 polisielede in die Weskaap is uit aktiewe diens onttrek, hangende ondersoek nadat hulle na bewering uitlatings oor onwettige immigrante gemaak het, wat op video versprei is. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig dat 'n interne ondersoek ingestel is. Volgens die polisie weerspieël die lede se uitlatings nie die standpunt of waardes van die SAPD nie. Polisielede word verwag om te alle tye professioneel op te tree en die wet onpartydig toe te pas. Die ondersoek volg te midde van verhoogde spanning rondom die betogings teen onwettige immigrasie in verskeie dele van die land. Die SAPD het beklemtoon dat inwoners nie self mag besluit oor enige iemand se migrasiestatus of die reg in eie hande te mag neem nie. Slegs bevoegde owerhede, soos die Departement van Binnelandse Sake en wetstoepassingsagentskappe, het die bevoegdheid om teen enige onwettige immigrante op te tree. 'n Onlangse studie het bevind dat die huidige jonger geslag 'n groot verskil kan maak aan Suid-Afrika se geldsake en ekonomie te maak. Volgens die navorsing is jong mense meer bereid om nuwe idees te gebruik, besighede te begin en moderne tegnologie in die werksplekke toe te pas. Die studie wys dat jong entrepreneurs en geskoolde werkers 'n belangrike rol kan speel om ekonomiese groei aan te wakker en nuwe werksgeleenthede te skep. Daar word ook beklemtoon dat beter opleiding,
Groter toegang tot finansiering noodsaaklik is om jong mense se potensiaal ten volle te benut. Kenners meen dat die huidige geslag die regte ondersteuning kry. Hulle kan help om werkloosheid te verminder, beleggings te lok en Suid-Afrika se ekonomie sterker en mededingend te maak. Die studie beklemtoon dat die land se toekomstige ekonomiese suksesse grootliks sal afhang van hoe jong mense toegerus en ondersteun word om hulle talente en idees in die ekonomie te kan toepas. Die familie van 'n vermeende skaapdief, wat verlede week tydens 'n polisieoptrede in Beaufort Wes doodgeskiet is, vra steeds antwoorde oor die omstandighede wat tot sy dood gelei het. Hulle sê hulle wil presies weet wat tydens die voorval gebeur het en waarom die situasie geëindig het met dodelike geweld. Volgens die familie is hulle diep geskok oor die voorval en meen dat hulle geregtig is op 'n volle verduideliking. Hulle wil weet of daar ander maniere was om die verdagte in hegtenis te neem sonder dat iemand sy lewe verloor het. Die familie sê hulle wag op die uitslag van die amptelike ondersoek voordat hulle verdere stappe sal oorweeg. Volgens die polisie het die voorval plaasgevind tydens 'n operasie wat verband gehou het met die ondersoek na beweerde veediefstal. Die presiese omstandighede wat tot die skietery gelei het, word tans ondersoek. Die polisie het aangedui dat alle beskikbare getuienis, insluitend verklaringe van betrokkenes en moontlike forensiese bewyse, 'n deel van die ondersoek sal vorm. Die Springbok het Saterdag aand 'n kragtige vertoning gelewer deur Engeland met 45 teen 21 op Ellis Park in Johannesburg te klop. Voor 'n skare van 52.790 toeskouers het Suid-Afrika 7-3 gedruk en hulle veldtog in die nuwe Nations Championship op indrukwekkende wyse afgeskop. Die Bok het blitsig weggespring en binne eerste 12 minute 'n voorsprong van 17-0 opgebou. Engeland het egter teruggeveg en met rustuittelling tot 17 en 14 verklein, maar in die tweede helfte het Suid-Afrika weer beheer oor die wedstryd geneem met hulle kenmerkende fisieke spel, sterk verdediging en skerp aanvalle. Die Springbok het uiteindelik 7-3 teenoor Engeland se 3 aangeteken om 'n oortuigende oorwinning te beklink. Hierdie oorwinning is 'n groot hupstoot vir die afrigter, Rassie Erasmus en sy span om Engeland met 24 punte te wen. Beklemtoon die diepte en kwaliteit waaroor die Springbokke beskik, selfs in die afwesigheid van enkele sleutelspelers. Die entoesiastiese skare op Ellis Park het die span reg deur die wedstryd aangevuur en die atmosfeer het bygedra tot onvergeetlike rugby aan. Met hierdie oorwinning het die Springbokke 'n duidelike boodskap aan alle internasionale teenstanders dat hulle steeds een van die sterkste rugbyspanne ter wêreld is en gereed is om vir nog groot suksesse in 2026 mee te kan ding. Hier is die belangrikste Wimbledon uitslae vir Saterdag 4 Julie 2026 toe die derde ronde afgehandel is. Vir die mans, Alexander Zverev klop Marcos Giron met 6-2 en 7-6 en 6-4. Tyler Fritz wen vir Lorenzo Sonego en dring deur na die vierde ronde. Grigor Dimitrov wen uit uitmergende 5-stel wedstryd teen Matteo Berrettini en verseker sy plek in die laaste 16. Alexander Bublik klop vir Francis Tiafoe in nog 'n opwindende 5-stel wedstryd. Alex de Minaur verslaan Zacharias Vadia met 6-2, 5-7, 6-2 en 6-4. In die vroue, die grootste verrassing van die dag was toe Alexander Ila, verdedigende kampioen Iga Swiatek met 7-6 en 6-2 gewen het. Ila het geskiedenis gemaak as die eerste speler uit die Filippynse stad om die vierde ronde van 'n Wimbledon te kan haal. Elise Mertens het die tweede keer Elina Rybakina met 7-6 en 6-1 uitgeskakel. Dit was nog 'n reuse opskudding in hierdie vroue toernooi. Madison Keys klop van Amanda Anisimova met 3-6, 6-2 en 6-3. Jasmine Paolini van Italië oorheers vir Maria Sakkari met 6-1 en 6-2. Marta Kostyuk, Lena Noskova, Mari Boskova en Ashlyn Kreer het ook na die vierde ronde deurgedring. Aan die manskant het die voorste gunstelinge grootendeels hulle verwagtinge nagekom. Alexander Zverev en Tyler Fritz het sonder groot probleme gevorder, terwyl Grigor Dimitrov en Alexander Bublik indrukwekkende 5-stel oorwinnings behaal het, wat die selfvertroue vir die vierde ronde 'n groot hupstoot sal gee. Die All Blacks het hulle 2026 seisoen op 'n wennoot begin deur Frankryk met 34 teenoor 32 te klop in 'n asemrowende toetswedstryd. Dit was 'n wedstryd van hoë gehalte waarin albei spanne aanvallende rugby gespeel het en die uitslag eers in die laaste minute beslis kon word. Nieu-Seeland het 5-3 gedruk met Will Jordan en Cam Roigard wat elk 2 keer agter die lyn gaan kuier het. Frankryk het egter nooit moed opgegee nie en het die All Blacks derentyd onder geweldige druk geplaas. Die Franse het laat in die wedstryd nog 'n 3 gedruk om die telling tot net 2 punte te verklein, maar die All Blacks het koelkop gebly om die oorwinning vas te hou. Die wedstryd is gekenmerk deur fisieke voorspelerspel, vinnige balhantering en uitstekende aanvalsrugby. Albei spanne het met groot intensiteit verdedig, maar wanneer die geleentheid daar was die bal wyd versprei en daar verskeie skitterdrieë gedruk. Dit is 'n ware advertensie vir internasionale toetsrugby gewees. Vir die All Blacks was die oorwinning 'n belangrike begin onder hulle nuwe afrigtingsspan.
Hoewel nog ruimte vir verbetering is die span karakter getoon deur na verskeie Franse terugwegpogings steeds die oorwinning te verseker. Frankryk kan op hulle beurt trots wees op hulle vertoning, aangesien hulle die All Blacks tot die laaste vletjie laat werk het en gewys het waarom hulle steeds een van die wêreld se gevaarlikste rugbyspanne is. Belangrikste uitslae van die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker: Marokko 3, Kanada 0, Frankryk 1, Paraguay 0. Die belangrikste uitslae uit die vorige ronde is Engeland 2 en die DR Congo 1, Spanje 3, Oostenryk 0, Portugal 2, Kroasie 1, Switserland 2 en Algerië 0. Marokko wen met strafskoppe teen Nederland. Na 1-1 gelykopslag het Marokko die strafdoelstryd gewen om een van die toernooi se grootste verrassings op te lewer. Paraguay skakel Duitsland uit met strafskoppe. Duitsland is verrassend uit die toernooi nadat Paraguay die strafdoelstryd gewen het. Wat lê voor? Die volgende groot wedstryde in die laaste 16 sluit in Brasilië teen Noorwe, Engeland teen Mexico, Portugal teen Spanje, Argentinië teen Egipte, Verenigde State teen België, Switserland en Kolumbie. Die 2026 Wêreldbeker lewer steeds groot verrassings met Duitsland, Nederland en Kanada wat vroeër as verwag uitgeskakel is. Frankryk, Engeland, Spanje, Portugal, Brasilië en Argentinië bly onder die gunstelinge vir hierdie titel, terwyl Marokko voortgaan om een van die toernooi se grootste suksesverhale te wees. Verdedigende wêreldkampioen Argentinië moes diep delf voordat hulle Kaapverde met 3-2 na ekstra tyd uitgeskakel het om een van die mees opwindende wedstryde van die 2026 FIFA Wêreldbeker tot dusver. Hoewel Argentinië as groot gunstelinge begin het Kaapverde 'n dapper en vasberade vertoning gelewer en die Suid-Amerikaners tot die bittere einde beproef. Lionel Messi het Argentinië se telling geopen. Kaapverde het teruggeslaan en 2 keer gelyk opgemaak. Hoewel Argentinië deurgedring het, was daar gemengde gevoelens na die wedstryd. Die afrigter Lionel Scaloni en kaptein Lionel Messi het erken dat die span nie op hulle beste was nie en dat hulle sal moet verbeter indien hulle die wêreldtitel wil verdedig. Japan het een van die grootste verrassings van hierdie naweek se internasionale toets rugby opgelewer deur Italië met 27-10 op tuisbodem te verslaan. Die Brave Blossoms het van die begin af met groot intensiteit gespeel en hulle fisieke spel, vinnige balhantering en uitstekende verdediging het die Italianers op groot geweldige druk geplaas. Japan het die tempo van die wedstryd beheer en hulle aanvalle met presiese aanpassing en slim skopwerk opgebou. Hoewel Italië probeer terugveg het, kon hulle deur die Japanse goed georganiseerde verdediging gebreek het nie. Tuisspan het hulle kans uitstekend benut en die wedstryd met 'n oortuigende 17-punt oorwinning afgesluit. Hierdie oorwinning bevestig dat Japan steeds besig is om hulle plek onder die wêreld se voorste rugbylande te vestig. Australië het 'n guldige geleentheid laat glip toe hulle 33-31 teen Ierland op eie bodem verloor het in 'n opwindende toetswedstryd. Die Wallabies het die grootste deel van die wedstryd voorgeloop en het dit gelyk asof hulle op pad is na 'n belangrike tuisoorwinning, maar Ierland het in die slotfase buitengewone karakter getoon om hierdie wedstryd om te keer. Die Wallabies het vroeg met sterk aanvalle spel en goeie afronding die voortou geneem. Hulle voorspelers het fisiek meegeding en die agterlyn het die Ierse verdediging verskeie kere oopgeskeer. Australië het egter in die laaste 20 minute momentum verloor wat Ierland die geleentheid gegee het om terug te veg. Dis die laaste uitslae van die 2026 onder 13 Kruiwenweek wat van 29 Junie tot 3 Julie by Grey College in Bloemfontein aangebied is. Vrydag 3 Julie, die finale wedstryde lyk as volg: die SVD 25, die Boland 17, Westelike Provinsie 73, die Oostelike Provinsie 7, die Bloubulle 19, Vrystaat 12, Luiperd 26, die Sharks 10, die Griquas 57, Limpopo Bloubulle 17, Namibië 31, die Valke 10, die Griffins 19, die Goue Leeu's 10, die Grens 29 en die Pumas 28. Die Westelike Provinsie was sonder twyfel een van die uitblinkers van hierdie week gewees, nadat hulle vroeër met 52-14 teen die Bloubulle gewen het en 50-0 teen die Griquas geseëvier het. Hulle het die toernooi op 'n indrukwekkende wyse afgesluit met 'n 73-7 oorwinning oor Oostelike Provinsie. Hoewel daar nie 'n amptelike eindstryd of kampioen by die onder 13 Kruiwenweek is nie, het die Westelike Provinsie met hulle vertonings gewys waarom as een van die sterkste spanne van hierdie week beskou is. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Weerberg vir die streek lyk so: Messina 1126, Polokwane 722, Lephalale 825, Mbombela 625, Mahikeng 722, Pretoria 621, Johannesburg 819, Ermelo 219, Kalahari 126, Gaborone 1022, Richards Bay 1225, Pietermaritzburg 622, Durban
11:23, Port St Johns 10:25, Pongola 10:24, Maputo 16:26, Bethlehem 1:16, Bloemfontein 4:17, Allewal Noord 3:18, Welkom 6:18, Vryburg 6:23, Kimberley 7:21, Appington 10:24, Prieska 6:22, Springbok 8:22, Karasburg 10:25, Keetmanshoop 11:24, Mariental 9:28, Alexanderbaai 9:21, Brandvlei 7:21, Loederitsbaai 12:24, Vredendal 9:24, Kaapstad 12:18, Sutherland 4:14, George 11:21, Jeffreys Bay 10:22, Tabarra 9:23, Graaff-Reinet 6:20, Kaapogillas 9:20, De Aar 5:18, Molteno 2:13, Beaufort Wes 9:21, Oos-London 8:23, Mabalane 15:29. Ons verkorte weerberig vir vandag lyk so: Limpopo warm tot baie warm met sonnige toestande, Mpumalanga sonnig en aangenaam, koel in die oggend, warmer gedurende die namiddag, Gauteng koue begin, daarna sonnig en matig warm, min winde sal voorkom, Noordwes provinsie helder sonskyn met warm middagtemperature, die Vrystaat provinsie yskoue oggend met ryp op sekere plekke, sonnig en koel tot matig warm later in die dag, KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk langs die kus met koel tot sagte toestande, die Oos-Kaap koel tot koud met gedeeltelike wolke, matige wind langs die kus sal voorkom, Wes-Kaap koel tot koud met gedeeltelike wolke, sterk winde word langs die Suidweskus verwag, die Noord-Kaap sonnig en droog, koud vroegoggend, maar warm gedurende die namiddag. Die gedagte vir die dag: moeilike tye hou nie vir altyd aan nie, maar karakter, geloof en volharding dra ewige vrug. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en Sondag word verder vir almal toegewens.